Goeiemôre vriende. Op hierdie pragtige Palmsondag mag die Here opreg geëer word deur ons vandag. Mag ons gevoed word en mag sy naam verheerlik word. Ek wil net gou sê, ek het vergeet om te reël, ek wil asseblief vra 2 mense wat net kan afneem wanneer die takke net nou ingebring word. Een wat daar agter sal staan en afneem soontoe en een wat sê maar hier sal staan en soontoe sal opneem. Wie het 'n kamera? Almal het mos kameras. Maar ons moet nou vinnig besluit want ek moet nog my bakenskop ook gaan breek. Wie gaan afneem? Sal jy voor? Nee, jy nie voor nie. Okay. Sal die diakens net vir ons 2 mense reël asseblief? Dankie. Baie dankie Dawie. Sal jy kan vir ons aan hierso afneem? Nie nou nie, wanneer die takke inkom. Nee, jy kan net tydens die net na die aankondiging en dan kan jy hier kom staan. Wie gaan nog vir ons afneem daar agter? Hoe gaan jy? Sal jy vir ons iemand organise om net daar so af te neem asseblief? Dankie man. Goed. Reg. Nou kan ons begin sing. Ons sing by lied 199, eerste en die 3de vers. Loof die Here uit die hemel. Ek het nog nou die dag dit geoefen, maar nou kan ek glad hierdie dingetjie lekker onthou het nie. Lied 201. Al 3 verse lof sing die Heer, buig voor hom neer. Las
ek sê sommer nou dankie vir Albert wat vir ons vandag die trompet kom blaas en net nou saam met Dorette vir ons Hosiana David Soon sal speel. Ons lied voor die aankondigingen is lied 215, vers 1, 2 en 4, besing die lof van Jezus saam. Goed, ons gaan nou twee liedere sing, een vers van elk. U Here is ons koning. En dan die tweede vers van 171, heilig, heilig, heilig is die Here. Ons sing dit aan een. Die persone wat die takke gaan indra, julle kan nou met hierdie lied kan julle uitbeweeg. En dan wanneer ons heilig, heilig gesing het, dan sal ek die teken gee vir Dorette en Albert, dan kan hulle begin speel en op daai punt kom almal in en kom plaas hulle takke hier. En die kameramanne staan gereed. Dankie.
Broeder Dorette, wanneer julle gereed is, kan julle begin en dan kan almal inkom. Vriende, ek steek die kers aan wat vir ons simboliseer dat die Here in ons midde is. Ek dink verlede Sondag toe ek die kers daar aansteek, die Here was mos altyd hier. Die kers moet miskien eerder sê ons is hier. Dat ons vir die Here sê, Here, hier is ons. U sien die kersie brand, u sien vir ons. Maar ek dink ons kan na al twee gedagtes vashou. Ons het hier 'n ontmoeting met die lewende God en daarvoor is ons dankbaar. Die 7de kers wat ons snuit is die laaste kers voor die Paasnaweek, waarmee ons ook die diepte van die Here se leiding gaan vier en die kers wil sê dat die donkerte het gekom en Jesus het dit beleef en nadat hy van God verlate gevoel het hy vir die Vader gesê, in die hande gee ek my gees oor. En toe is dit vereers verby. Ja, ek het nou vergeet, ons wil ook sing, né? Jesus wil dink aan my, ja.
Eer aan God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, soos dit was in die begin, nou is en altyd sal wees. As ons agter hom aangaan, moet ons ons kruis opneem en hom volg. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Ons sing nou ons loflied, lied 223, al 3 verse, aan Jesus Koning al die eer. Dis nou die punt waar ons onsself verootmoedig voor die Here. Kom ons dink net 'n week aan, minder as 'n week, van Palmsondag af. En ons sien die prentjie. En terwyl ons die prentjie sien, dink ons daaraan dat dit vir ons was. Kom ons sing as ons vereenselwiging met die Here ons neerbuig voor hom in die ontvangs van dit wat hy vir ons kom doen het. By lied 389 se tweede vers. Ja, ek kos hom die slaag.
Die Here het daarmee dit vir ons maklik gemaak. Miskien te maklik, maar genadiglik so. Ons hoef net ons sonde te bely en hy vergewe ons. Ons dank die Here daarvoor. En ons doen dit met die 387 se 4de vers. Ek dank U, Heer, van harte. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U daardie dag die stad ingegaan het. Al was die mense se bedoelinge dalk misplaas, hulle lojaliteit, hulle eer aan U nie opreg nie, ons weet nie, maar U het ingegaan. Uiteindelik dwars deur die stad gegaan op die ou einde, om buite op die heuwel vir ons te gaan sterf, sodat ons vergewe kan word, sodat ons nuwe lewe kan kry, sodat ons voor kan begin. Here, U het ons lief, ten spyte daarvan dat ons baie keer nie verstaan nie, onbegrip het, baie keer dwars is, baie keer ons aardse drome voor U sin stel. Dankie dat U liefde groter is as enige iets wat ons verkeerd kan doen. En Here, wanneer ons palmtakke vandag waai, dan wil ons vir U kom sê, Here, dat ons dit met opregtheid kom doen. Dat ons elkeen vir U werklik waar wil eer in alles. En ons bid dat U vir ons daartoe ook die krag sal gee. Ons bid, Here, dat hulle wat ly, wat pyn het, wat onrustig slaap, wat benoud is, dat hulle geseën sal wees, geseën deur U teenwoordigheid. En hier waar ons nou saam is, bid ons dat U tot ons sal praat, in Jesus naam. Amen. Ons gaan saam lees by Markus hoofstuk 12. Daar is seker nie 'n gedeelte in die Nuwe Testament wat meer bekend is as dit nie. Een van die skrifkenners het hom gevra, watter gebod is die belangrikste van almal? En Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Dit is die Here se woord aan ons.
Wat verwag die Here van ons, sy kinders? Wat verwag hy van ons? En het klink vir my, wat Jesus hier sê, is dat ons in die eerste plek sal verstaan en sal erken en sal glo en bely, hy is ons enigste Here. Net hy, niemand meer as hy nie. So of jy nou 'n Jood of 'n Christen is, of jy die 10 gebooie van Moses vat, en of jy nou die 2 gebooie van Jesus vat, die eerste ene is vir almal dieselfde. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kragte. Paulus sê mos, in Handelinge 17, in hom leef, beweeg, en bestaan ons. Ons hele lewe is uit hom. Ons leef danksy hom. Ons bly leef danksy hom. Ons gedei danksy die Here. So die Here is ons fokus, moet ons fokus wees. Hy moet die doel wees van ons lewe. En by dit alles dra ons die beeld van God in ons. Dit is in ons wese, dit is in ons ingegrafeer. En ons wil daardie liefde wat hy vir ons gee, wil ons uitleef. Dis wie ons is. Dis hoe hy ons gemaak het, in eerste instansie. So vriende, ons is die Here onvervalste liefde verskuldig. Maar hier's nou die ding, né? Nie oor die Here dit nodig het nie, want die Here is self genoegsaam, maar oor ons het nodig het, en omdat dit reg is. Ons het nodig om daai liefde uit te leef, anders is ons ontrou aan wie ons eintlik is. Ontrou aan ons eie identiteit, wat God vir ons gegee het. So ons moet net die Here as ons God hê. Ons wat sy beeld dra. Wat is die implikasies daarvan? En dit spel Jesus dan nou uit met die 2 gebooie wat daarop volg. Liefde en toewyding met ons ganse wese. Liefde en toewyding. Om iets oor te dra van hoe omvattend en hoe ingrypend daardie liefde is, gooi Jesus al die metafore in wat daai tyd beskikbaar was in die Nuwe Testamentiese Joodse gemeenskap. Hy gooi hulle almal in. Hart, siel, verstand, kragte. Elke aspek van jou lewe, soos hulle dit geken het, dis betrokke. Al die metafore gebruik hy. Dis asof dit 4 elektriese drade is, wat hy so saambind. En daai 4 elektriese drade dra die liefde in ons in. En dit voed ons om te gaan lief hê, soos wat God lief het. Dis soos 'n elektriese kabel, die 4 saam. Dan gaan die Here nog verder. Hy praat eintlik in die oortreffende trap. Hy sê jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou kragte. Ek bedoel, die Here kon dit nog nie sterker gesê het nie. Nee, dis die sterkste wat 'n ou kan gaan. Maar hier binne in jou moet daar iets gebeur. Hier binne in jou het die Here vir jou 'n klomp goed gegee. Hy het vir jou hart, jou siel, jou verstand hier binne gegee. En dit wat hy vir jou hier binne gegee het, moet op die ou einde uitmond
in die wêreld met al jou kragte. So kom ons kyk 'n bietjie na hierdie binnewêreld. Daai 3 woorde, hart, siel, verstand, soos ek gesê het, was die 3 metafore wat hulle gebruik het om jou binnewêreld te verduidelik. Siel moet 'n mens hier verstaan as die lewe wat die Here vir jou gegee het. Net die asem wat hy ingeblaas het in jou. Maar goed, kom ons beweeg nou verby dit. Binnewêreld, dit is waar alles gebeur. Alles gebeur hier binne. Jy vorm hier binne jou gedagtes. Jy neem hier binne besluite. Jy soek hier binne na die wil van die Here. Jy probeer die Here se wil vir jou lewe onderskei. Jy vra vir die Here, lei my om u wil te ken. Dis die enginekamer van jou lewe, jou binnewêreld. Dis die onsigbare jy, wat moet uitmond na buitentoe en sigbaar word. Dit wat sigbaar word, is wat hier van binne afkom. Dit word hier gebore. Ons noem dit vandag ons psigies-emosionele dimensie. Nee. En ek wil nou aan die hand daarvan dit nou 'n bietjie verder verduidelik. As ons praat van ons psigies-emosionele dimensie, dan praat ons van ons intellek, van ons wil en van ons emosies. Dit is ons beskrywing of die metafore wat ons gebruik vir ons binnewêreld. So kom ons begin by die intellek. Hoe dien ek die Here met my intellek? Hoe is my intellek betrokke by die oordra van die Here se liefde aan die wêreld? Nommer 1 moet ek my intellek aanvaar as 'n gawe wat die Here vir my gegee het. Ons het almal 'n intellek gekry, is 'n gawe van die Here. Baie keer sê mense, "Oei, jy moet nie dink nie man, jy moet nie dink nie." Ek moet dink. Hulle sê jy moet nie dink, jy moet net glo. Nee, ek moet dit altyd doen. Ek moet gelowig dink en ek moet denkend glo. Anders dan gaan dinge skeefloop. So, ek het 'n intellek van die Here ontvang en ek moet daai intellek inspann. Ek moet die Gees toelaat om my gedagtes te laat werk sodat ek tot goeie konklusies kan kom. Ek moet my gedagtes rein hou. Ek moet hard probeer om nie die slegte goed van die lewe in my gedagtes te gaan akkommodeer nie. Want dit maak dinge net moeiliker. Ek moet eerder die reine en die goeie dinge daar laat ingaan en daaroor dink. Ek moet die vrae wat by my opkom oor die lewe, oor die geloof, moet ek nie wegjaag en sê nee, ek wil nie daai vrae hê nie. Nee, ek moet daai vrae wat opduik eer. Hulle het nie verniet nie daar gekom nie. En ek moet die vrae probeer beantwoord onder die Here se leiding. Ek moenie dink ek moet hulle net een kant toe skuif nie. Daar word baie keer gesê dat enige vraag, enige las wat jy dra, wat jy net afskuif, jy ignoreer dit, maak op die ou einde dat jy dit net oordra na ander toe. Die moeilikheid wat jy dra, wat jy nie verwerk nie, dit dra jy oor na ander toe. Dit is wat jy uitgee uit jou lewe uit. Ek moet nie toelaat dat wanneer my intellek 'n bietjie bedreig voel, hier kom nou nuwe idees. Ek ken nie hierdie ding nie. Hier kom ander idees.
Ek lees goed en ek hoor goed wat ek nie in die verlede aanvaar het nie, maar nou sit hier in my gesig. Ek moet dit eer. Ek moet daarmee gaan sit. Ek moet nie bedreig voel daardeur nie. Ek moet eerder vir myself vra, hoe kan dit my help? Hoe kan ek sterker word? As ek dit afskuif, hoe het ek sterker geword daardeur? As ek dit nie afskuif nie, maar integreer met my lewe, hoe het dit my gehelp? Paulus sê, ons moet ons denke laat vernuwe, sodat ons lewens kan transformeer. Ek moet my intellek leer om krities te dink. Ek kan nie als vir soetkoek opweet wat oor my pad kom nie. Maar eweneens moet ek ook krities wees oor goed wat doodgewoon net nie meer sin maak nie, want die tye het aangestap. En dan moet ek vra, maar geld dit nog? Of kan ek aanskuif? Na al twee kante toe moet ek krities wees. Ek moet uiteraard my denke voed met goeie inligting, want ek moet ingeligte besluite neem. So ek moet my denke oopstel om te hoor wat sê die Here vir my in die Bybel. Ek moet my denke oopstel om te hoor wat sê die Here vir my deur ander mense wat oor my pad kom. En ek moet ook my gesonde verstand gebruik. Al die goeters speel 'n rol. Paulus praat ons van ons met die geeste toets. Dan bedoel hy nou nie allerhande geeste nie, hy bedoel jou idees, jou denke. Moet jy altyd toets. En ons moet dit bidtend doen. En met 'n oop gemoed, dat die Gees ons kan oortuig soos die Gees wil. Dis die intellek. Die wil. Hier gaan dit oor jou diepste motiewe. Waar lê jou ware noord? Is jy gerig op God en God se koninkryk? So jy neem wilsbesluite om die koninkryk te dien? Of is jy gerig op jou koninkryk? Dan neem jy wilsbesluite om jou eie lewe, jou eie koninkryk te dien. Is dit wat jy doen 'n lewe volgens die Gees, of is dit 'n lewe volgens die vlees? Waar lê jou ware noord? So dis in my wil wat ek op die ou einde tot oortuiging kom van sekere goeters, waar ek keuses maak, waar ek besluite neem. Dit gebeur alles in jou wil. Dis ook in jou wil dat jy jou verbind tot goed. Dis waar, jy weet, commitment. Dis waar jou commitments vandaan kom. Daar in jou wil word dit uitgewerk. En is ook daar in jou wil dat jy die moed kry om te gaan doen wat jy moet doen. Dan gaan ons na die emosie toe. Vriende, dit is 'n wonderlike gawe wat die Here vir ons gegee het, emosie. En die by die kursus bywoon sal ons nou ook weet, daar's honderde. Daar's baie emosies. Maar as wonderlike gawes wat die Here vir ons gee. Hoe sal die lewe gewees het? Hoe verskriklik sal die lewe gewees het as ons nie emosies gehad het nie? Dit sou vir een baie saai gewees het. Vaal, vervelig. Aan die ander kant sal dit ook gevaarlik wees. Jy moet mos bang wees vir 'n leeu. So, as jy nie die emosie van bangheid kan beleef nie, gaan die leeu jou opvreet. So, ons moet ons emosies beskou as 'n wonderlike gawe wat die Here vir ons gegee het. En dan moet ons emosioneel intelligent leef. Ons moet intelligent met ons emosies omgaan. Ons kan nie toelaat dat ons emosies wat ons beleef, ons oorspoel. En dan
kan ons nie lekker dink nie en dan dink ons verkeerd en dan doen ons verkeerd. Ons kan nie toelaat dat ons emosies sonder die insette van ons intellek net met ons weghardloop nie. Ons kan ook nie ons emosies misbruik nie. As dit nodig is om kwaad te word, dan moet jy weet hoe om kwaad te word en vir wie om kwaad te wees en wanneer om op te hou kwaad wees. Verstaan? So ons moet leer om emosioneel intelligent te wees. So jou emosies kan vir jou help om met baie groot passie, want dit is waar jou emosies vandaan, waar jou passie vandaan kom, is uit jou emosies uit, met groot entoesiasme die Here te kan dien. As jy mooi oplet, dan kom jy agter wie ek gaan nou deur 'n periode van twyfel. Ek moet daai emosie van my hanteer. Hoekom twyfel ek? Wat het gebeur? En dan moet ek daaruit groei. En die twyfel is nie altyd sleg nie. Die twyfel is baie keer goed. Want jy moet baie keer 2 keer dink, want jy die eerste keer verkeerd gedink. So, dieselfde emosie kan 'n goeie en 'n slegte ding wees. Vriende, die vlaggenskap. Die vlaggenskap van ons emosies. Dis waaroor Jesus hier praat. Liefde. Die liefde moet al jou ander emosies dryf, inkleur, motiveer. Die liefde, sê Paulus, en kyk, die liefde is mos nou 'n emosie, en dan wanneer Paulus die vrug van die Gees noem, dan noem hy vir ons 'n klomp emosies. Is dit nie interessant nie? Hy sê, dan sal jy liefde hê, en dan vreugde, vrede, en so gaan hy aan, al daai vrug wat hy daar noem. En daai liefde, moenie net jou emosies dryf nie, dit moet ook jou denke inkleur, dit moet jou help om op 'n sekere manier te dink, dit moet jou wil in die regte rigting stuur, dit moet jou hele emosionele lewe vir jou in toom hou, op die regte, in die regte rigting wys. Die liefde moet dit alles integreer. Ek weet nie wie dit gesê het oorspronklik nie, maar iemand het gesê, love without wisdom is murdered in the streets. And wisdom without love dies old, cold and alone. Jy het altyd nodig. Hulle moet saamwerk. Dis ons binnewêreld. Soos ek sê, dis die engine kamer waar alles nou gebeur. Die lewenstoets lê buite jou. Dit is waar die stukkie inkom van met al jou kragte. Dis die fisiese aspek van jou geloofslewe. Jy moet die krag wat die Here vir jou gee, moet vanuit jou binnewêreld af gevoed word, dat jy die regte goeders gaan doen. So jy het nou tot die besef gekom wat God se wil is. Jy het vanuit dit passie ontwikkel, entoesiasme gekry om iets te gaan doen, en nou moet jy dit gaan doen. En jy doen dit nie binne nie, jy doen dit buite. Dit wat in hierdie onsigbare binnewêreld van jou gebeur het, word nou sigbaar buite in jou dade. Dit is waar die toets geskryf word. Jy sien, dade vereis energie. Jy het energie nodig om dit wat hier in jou binnewêreld jou oortuiging geword het, om te loop na daai plek toe waar jy dit nou moet gaan doen. En daar gekom, moet jy die energie kry om dit wel te doen.
Ons wil baie keer hê, die dinge moet maar net gebeur. Jy weet, Here gee my die krag. Dan sit en wag ons nou vir die krag. Nee, ons moet net gaan. Ons moet net gaan. Die krag sal kom. Als het klaar gebeur hier binne. Die Gees lei jou, die Gees sal vir jou gee wat jy nodig het. Dallas Willard het daai mooi ding gesê van grace excludes earning, but not, wat is die woord? Effort. Die genade van die Here sluit verdienste uit. Maar nie moeite nie. Nie moeite nie. Dit kom. Dit moet daar wees. Al jou kragte. Al jou kragte. Ek wil afsluit met die vraag, dis nou Palmsondag. Waar het die ouens daai dag verkeerd gegaan? Hoe het dinge toe nou daar skief geloop? Ek dink dat dit begin by hulle denke. Hulle was oningelig of hulle was waningelig. Hulle dog Jesus kom om 'n nuwe Israel te begin waar die Romeine nie naby is nie. Nasionalisties het hulle gedink. Hulle het nie gedink hy bring die koninkryk nie. So hulle inligting was van die begin af verkeerd en dan loop dinge net verder skief. Hulle begeerte of hulle wil was ook nie reg nie. Hulle ware noord was nie God se koninkryk nie. Hulle ware noord was Israel. Nou, hier moet dinge verander. Emosioneel, hulle het passie gehad, hoor, entoesiasme, dit lees ons. Maar vir die verkeerde idees, vir die verkeerde wil, het hulle hierdie passie gehad. Die Fariseërs het wat daar ook was, wat nou nie Hosanna geskree het nie, hulle daar gesit met 'n passie vir die wet, en vir die detail van die wet, sonder liefde, sonder wysheid, daar is die wette, volg hulle. Die Sadduseërs, wat nou die ekonomies hoër klas was, en wat die godsdienstige elite van die tempel verteenwoordig het, hulle het met hulle mooi klere daar rondgeloop, maar hulle het nie soveel gevoel vir die hordes armes daar rondom hulle, wat gebroken is nie. Hulle kon niks voel vir Jesus nie. Hulle passie het hulle gehad, maar vir die verkeerde ding. So hulle die Here passievol verwelkom, en toe verdwyn dit soos mis voor die son, toe hulle die kruis sien, waarheen die liefde lei. Amen. Here, U ken vir ons tot diep binne in ons. U ken vir ons ook tot ver buite ons. En tog het U vir ons lief. Tog het U almal wat daai dag daar was en Hosanna geskree het, U het hulle lief gehad, U het vir hulle gesterf. Gee dat ons liefde vir U en vir ons naaste gebore sal word uit 'n hart wat gerig is op U, wat vol is van liefde. Dat ons dit met ons hele lewe sal doen. Dat ons gedagtes op U gerig sal wees. En dat ons kragte sal lei tot goeie dade.
in die naam van Jesus. Amen. Goed, ons sing nou Prys hom die Hemelvors in die 202 se 3 verse. Geliefdes, ons gaan nou in wat genoem word Heilige Week. Die week wat vir ons die dieptepunt is. Om donderdag aand hier te kom nagmaal vier en die dood van die Here en Sondag die opstanding. Wat 'n beweging van emosie tussen die twee. Maar mag julle in hierdie week wat voorlê die seën en die liefde van die Here ervaar op baie maniere. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Gees is met julle almal.